Dankie Heilige Gees. Dankie dat U ons kom bedien het al soveel vlakke in hierdie oggend. Dankie dat U tot ons harte kom spreek het. En dankie vir U woord. Ek wil bid dat U ons sal help om vanoggend te hoor wat U ook deur U woord wil sê. En ek eer U in Jesus naam. Amen. Ek is bly dat julle nie na my hoef te luister nie. Dat julle vanoggend na die Gees kan luister. Want die Gees ken ons elkeen. Die Gees weet wat in ons hart aangaan. Die Gees weet wat in ons denke aangaan. Die Heilige Gees weet waar jy jouself bevind. Heilige Gees weet wat is die uitdagings voor jou. Die Heilige Gees weet waaroor jy huil. Hulle sê partykeer is trane die grootste gebed wat jy ooit kan bid. Die Heilige Gees weet alles. Al weet ons nie alles nie. Al het ons nie altyd die antwoord op alles nie. En seker een van die moeilikste goeters, wel vir my, is om elke Sondag 'n woord te bedien. En jy wonder in jou hart, is dit regtig waar wat die Here wil sê? En dan kom jy op 'n Sondag soos vanoggend vir die soveelste keer waar alles net in dieselfde voetpad loop. En laat jy weet, weet jy wat, dit is wat die Here vanoggend wil sê. En dit is vir my net fenomenaal. Dit is my amazing rondom dit. En dan baie van die goeters, as ek vir die Here vra, Here, waaroor preek ek Sondag? En sy preek maar waarmee jy sukkel. Dit is hoekom ek partykeer daar buite anders klink as hier binne. Hier binne klink ek as hierdie man van geloof, daar buite bewe my broek. So, ek moet myself, hulle sê geloof kom deur die woord. So ek moet myself op 'n beter plek preek. So ja, toe die Here nou so 4 weke terug met my praat rondom hierdie getuienisse wat ons moet bring in die oggende. Dit is my so amazing vanoggend. Dit is my fenomenaal. En hier's nog baie getuienisse wat is en ons gaan hulle so hoor met tyd. Ek weet hier sit mense wat baie getuienisse het. En hulle gaan uitkom so met die tyd. Ek besef dat baie van ons is op 'n plek waar ons al soveel verhale gehoor het in die Bybel wat ons al soveel keer aan gewoond geraak het, dat ons baie keer by hierdie goed verbygaan sonder om te dink oor wat hierdie verhaal regtig vir ons wil sê. En ek gaan vanoggend nou praat oor Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond. En julle kan oopmaak by Daniël 3. Ons gaan net 'n paar verse lees. En almal van ons ken daai verhale, word in die kinderkerk vertel, hulle word in die laerskool vertel. As jy ouer is, dan vertel jy daai verhale vir jou kinders. Dis verhale wat ons ken hulle uit ons kop uit. Maar ek dink dit is verhale wat sulke goeie voorbeelde is wat in die skrif opgeteken is. Wat die Here graag wil hê dat ons moet inneem wat in hierdie verhaal staan en dit begin toepas in ons lewe. Nou terwyl jy braai na Daniël toe, Daniël 3. Het gaan maar oor Nebukadneser. Hy was een van die magtigste konings van daai tyd gewees. En dis eintlik maar waaroor die boek van Daniël gaan. En Nebukadneser het 'n beeld van homself gemaak en vir die mense gesê, julle moet hierdie beeld aanbid. Hy het eintlik vir die mense gesê, julle moet my aanbid. Ek is die nuwe God in julle lewe. So ja, hierdie Sadrag, Mesach en Abednego was toe daar by hom in die land gewees en hy het hulle mos nou aangestel. Een in Mpumalanga en een in Limpopo en een in Noordwes. En hulle daar oor die provinsies geheers en al sulke goeders. Kom ons lees daar vanaf vers 6. Want hy toe mos nou hierdie decree afgevaardig dat as die trompette blaas en die doedelsakke speel en die fluite en al die goeders, dan moet hulle nou op hulle gesigte val en die beeld aanbid. Vers 6.
staan daar, en hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Daarom het op die oomblik toe al die volke die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp en vir allerlei musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Ons vind hierdie selfde patroon waar mense in die tempel aanbid het, waar hulle ook moes neergeval het en die Here aanbid het. Goed, dan gaan ons sommer so na vers 12. Nou kom hierdie ouens van Nebukadneser en hulle kom nou na Nebukadneser en sê vir hom, by vers 12, daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrak, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Toe het Nebukadneser toornig en woedend geword, bevel gegee om Sadrak, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring, en Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrak, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie. As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en vir allerlei musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het aanbid. Goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Dit is nogal 'n lekker vraagie. Baie dankie dat jy ons vra. Sadrak, Mesach en Abednego het geantwoord aan die koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. Toe Jesus aan die kruis was, het hy ook nie geantwoord nie. Baie keer kom ons in 'n situasie, jy hoef nie altyd te antwoord nie. Jy hoef nie altyd te antwoord nie. Jy hoef altyd te antwoord as iemand jou beskuldig nie. Partykeer moet jy maar net stil bly. En hulle sê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. Vers 17. Hoor wat sê hulle? As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Of hy verlos en of hy nie verlos nie, maak nie saak nie. Gaat nie die beeld aanbid nie. Is my so mooi wat Frans al gesê het. Hy het gesê, maak nie saak wat gebeur nie. Gaan nou om die Here te aanbid. Daar's sekere dimensies van die Here wat ek en jy net in die vuuroond sal leer ken. Daar's sekere dimensies van God wat ek en jy net sal leer in die dal van dood skaduwee. Vers 19. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrek het verander teenoor Sadrak, Mesach en Abednego. As antwoord het bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig was. Wonder hoe hulle dit reg gekry. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrak, Mesach en Abednego te boei om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan. Hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Partykeer beland ek en jy in die vuur, sodat dit wat ons bind vernietig kan word. Want hulle is met hierdie tulbande en al hierdie goeders in die vuur gegooi. En toe Nebukadneser nou daar binne kyk, toe sien hy, hier is nou 4 manne wat rondloop. Hulle was nie meer gebind nie. En partykeer is daar goeders in my en jou lewe wat ons bind. En net die vuur kan die binding verwyder. Daar's sekere situasies waarin ons onsself gaan bevind, wat gaan maak, dat ons 'n besluit neem. Ek dink, dit is wat julle getuig het. Hoor hierso, ons het nou net die Here om op te vertrou. Daar is nou niks meer anderster waarop ons kan vertrou nie. Dit is nou net die Here. Vers 12. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrak, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand.
Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadnesar verskrik geword en haastig opgestaan. Hy en sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuuroond gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning. En hy sê, kyk, ek sien 4 manne los, binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Toe het Nebukadnesar nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggaam gehad het en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadnesar gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte vergelos het, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daar's een ding, as ek hierdie gedeelte lees, daar's een ding wat belangriker is as die wonderwerk. En dit is dat ons getrou sal bly aan die Here. Of die wonderwerk kom en of hy nie kom nie. Want hulle was vas oortuig dat God hulle sou verlos. Maar hulle het gesê, al doen hy dit nie, ons gaan in elk geval nie voor die gode aanbid nie. Daar was 'n uitklaring in hulle hart gewees, voordat die wonderwerk daar was. Ons sal die Here dien. Punt. Klaar. Daar is nie te onderhandel daaroor nie. Ons vertroue is in die Here, ons vertroue is in sy goedheid, en weet jy wat, of hy die wonderwerk bring en of hy dit nie bring nie, hy bly goed, en dit is dit. So my en jou getrouheid aan hom is nie afhanklik van wat hy teenoor ons bewys of teenoor ons doen nie. Ek wil dit weer sê, my en jou getrouheid aan hom kan nooit hang aan die feit of hy nou goed is en of hy nou nie vir ons goed is nie. Of hy nou doen wat ons wil hê ons moet doen en of hy dit nie doen nie. Dit hang nie daarvan af nie. Dit hang nie daarvan af nie. Jy sien, baie mense kom en sit God in die beskuldigde bank. En hulle bevind hom skuldig, omdat hy nie gedoen het wat hulle gesê het nie. En dan sê hulle op grond daarvan, gaan ons hom nie aanbid nie. Baie mense is op 'n plek waar hulle vertroue in die Here, hulle aanbidding van die Here, net afhang van dit wat hulle uit sy hand kan kry. Only the backslider will question God. We can't question him. Wie is die klei? Ons of hy? Is hy in ons hand of is ons in sy hand? Ons is in sy hand. Ons is die klei. En dan bid ons en ons sing. Here, vorm ons en maak ons soos wat u wil. Op u slegs wag ek, nederig en stil. En as die klei op die draaibank kom, en die draaibank draai bietjie te vinnig, dan wil die klei afspring. En julle elkeen weet waarvan ek praat. Elkeen van julle was al in 'n vuuroond situasie. Weet nie hoe warm jou oond was nie. Maar die oond word baie keer al warmer en warmer. Elkeen van ons was al op 'n plek waar daar 'n onmoontlike was. En dan vat die Here ons om of oor, baie selde uit, en dan kyk ons terug, dan sê ons, ek weet nie hoe ek hier deurgekom nie. Ek sal ook in elk geval nie meer kan handle nie. En as jy weer jou oogies geknip het, is daar iets groters in jou lewe. En dan kyk jy terug, en dan sê jy, daai was 'n piknik, en wat ek nou face. En dan is daar nog 'n groter ding. En baie keer kom die Here, en hy haal jou nie uit die situasie nie. En dit is daar in daai situasie waar dit wat ons boei baie keer van ons afgebrand word. En baie keer doen hy 'n fenominale wonderwerk. Op 'n manier
wat jy nooit aan kon dink nie. En elkeen van ons wat hierso sit en na getuienisse luister, en ek glo ons het getuienisse van God se goedheid. My vraag is, hoekom kan ons elke ene getuig van 'n wonderwerk? Hoekom kan ons elke ene getuig van 'n bonatuurlike goedheid van die Here? Wat is die rede vir dit? Hoekom beleef ons sulke goeders? Wat doen dit aan jou as jy so iets hoor soos Christina en François vanoggend? Wat hoor jy as jy iets hoor soos wat Alet gesê het, soos wat Essie vertel het? Wat hoor jy, wat dink jy as jy hoor die son brand in die Karoo? Daar's nie wolke eintlik nie en dit reën op jou kar. Hoe werk dit? Hoekom is daar sulke goed? Hoekom gee die Here vir ons sulke goed? Kom ons blaai na Psalm 78. Kom ons lees daar 'n paar verse. Psalm 78. Gaan net so 'n paar verse daar lees. Die opskrif hier by my is lesse uit die geskiedenis. So jy kan dit doodkrap en jy kan daarso skryf lesse wat ek moet leer. Lesse wat die Here jou wil leer. Hoor wat sê vers 3. Hy sê wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hier's 'n baie belangrike les wat ek en jy moet leer. Is die Here doen 'n wonderwerk in my en jou lewe. Hoekom? Die heel eerste ding hoekom hy dit doen. Ja, hy het dit nou vir jou deurgekom. Maar wat hy wil hê jy daarmee moet doen is vertel dit aan jou kinders en aan jou kleinkinders. Vertel dit aan hulle. Hoekom? Vers 5. Hy het tog 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. Die Here het 'n waardesisteem in Israel as volk vasgemaak, wat van generasie tot generasie oorgedra moes geword het. 'n Waardesisteem. En God wil 'n waardesisteem in my en jou lewe vasmaak om te getuig van hom. Hy sê ek en jy sal sy getuienis wees. En ons getuig heeltemal te min en ons dra die gevolge van die feit dat ons nie getuig nie. Ons dra die gevolge van die feit dat Essie, doring getuienis. Wie wil nou dit hoor? Dis te klein. Hoekom doen jy dit? Ons wil net die groot ding hoor van François. Ons wil nie hierdie klein getuienisse hoor nie. Luister hierso, dis 'n getuienis. Maak nie saak hoe klein nie. Dis 'n getuienis. Hoor wat sê vers 7. Hoekom wil hy hierdie waardesisteem vasmaak in Israel en in my en jou lewe? Hy sê en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie bewaar. En nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Hy sê wanneer ons nie hierdie getuienisse met ons kinders deel nie, dan kom ons op 'n plek waar ons 'n onvaste gees het. En hierdie getuienisse, dit wat God doen, is eintlik daar om ons hart te herkalibreer. Om ons hart terug te bring na die Here en te sê, weet jy wat? Ek gaan my vertroue in die Here stel. Klaar. Ek gaan nie die beeld aanbid nie. Ek gaan nie buig nie. My vertroue is in die Here. Dit gaan maak dat my kinders die Here sal soek. Dit gaan maak dat my kinders en dit maak dat ek bly by sy woord
dit wat hy van my verwag. Dit gaan maak dat wanneer ek hierdie getuienisse deel, gaan dit my help om gehoorsaam te wees aan die Here. Dit bring ons hart terug na God. Dis wat 'n getuienis doen. Dis wat 'n getuienis doen. Wanneer ons dit nie doen nie, hoor wat gebeur. Vers 9. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Hierdie ouens, hierdie soldate, wat nie die getuienisse van God gehoor het nie, wat nie ag gegee het op die feit dat God Israel soveel keer gehelp het in oorloë nie, wat hom eintlik vergeet het, wat sy wonderdade vergeet het, het gemaak dat hulle omgespring het in die dag van oorlog en weggehardloop het. Hoor wat vers 10. Hulle het die verbond van God nie gehou nie en geweier om te wandel in sy wet. Hulle het opgehou om van die wonderdade van God te vertel. Hulle het nie sy getuienisse bewaar nie. Hulle het nie sy wette onderhou nie. Hulle het afvallig geraak van die Here. Hierso vers 11. Hoekom? En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Hulle het dit vergeet. Hulle het dit vergeet. Voor hulle vaders het hy wonders gedoen in die land Egipte, die veld van Soan. En dan vertel hy van al die wonders wat hy gedoen het. En die Here sê, ek wil hê, jy moet gaan, en jy moet gaan vertel, en jy moet gaan getuig, van wat die Here in jou lewe gedoen het. Ek wil amper vir jou sê, hy wil sê, jy moet hierdie wonders so baie deel, wat God gedoen het, dat jy dit nooit sal vergeet nie. Dit moet soos altare op jou lewenspad wees. Hy sê, ek wil sê, skryf dit op die drempel van jou huis, plak dit op die spieël in jou badkamer, skryf dit in jou dagboek, vertel dit aan jou kinders, vertel dit aan jou vriende, hang dit om jou hart, sodat jy opnuut geherkalibreer sal word, sodat ek en jy, dat ons harte opnuut sal terugkom na die Here, en op 'n plek sal wees, waar ons hart onverdeeld op hom gerig is, en dat ons 'n verwagting van hom sal hê. En dan sê die Here, my oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun, wie se hart onverdeeld op my gerig is. Dis nie so maklik nie. Dis glad nie so maklik nie. Dis maklik op die dooie see, om te dink die Here gaan jou uit die storm red. Daar is geen storm nie. Maar as die golwe hoor is die boot se mas, dis 'n perd van 'n ander kleur. As jy hier buite kan die dorp Augustus maand vuur slaan en die tamboekie gras is 3 meter hoog en daai vlam kom hier na jou toe aan. Luister hierso, jy moet jou cruiser in eerste rad sit in high speed en wegkom want hy gaan jou brand. En op 'n plek te wees waar die vlamme hoog is in jou lewe, om te sê, al wie my kan red is die Here. Dis 'n perd van 'n ander kleur. Dis niks om te sê die Here gaan jou red as daar nie 'n vuur is nie. Dis daar waar die tekkie die teer slaan, waar ons moet teruggryp na die wonders wat hy in ons lewens gedoen het, en sê, weet jy wat, daar het hy vir my deurgekom, daar het hy vir my deurgekom. Daar het ek gehoor, hy het vir François en Christa deurgekom. Daar het ek gehoor, hy het vir Alet deurgekom. Hoekom is dit belangrik om ander mense se getuienis te hoor? Die woord wonderwerk beteken in die oorspronklike taal, I want to do it again. As hy dit vir Alet kan doen, en hy is geen aannemer van persoon nie, dan kan hy dit vir my ook doen. Dan kan hy dit vir my ook doen. En dan, wanneer ons hart onverdeeld op hom gerig is, dan kom ek en jy op die plek, waar dit vir ons makliker is om hom te loof en te prys. Sorry, ek pik so op jou. Maar in die midde van die situasie, is hom geloof en geprys. In die midde van die situasie, is hom geloof en geprys. Maklik om die Here te loof en te prys wanneer jy in die Romeis swem. Dis daar waar alles lyk asof dit teen jou is, om dan nog steeds die Here te loof en te prys. Dis die grootste geestelike oorlogvoering wat jy in betrokke kan wees,
as ons nou praat van geestelike oorlogvoering, is dit om God te loof en te prys. Daar's geen groter wat jy kan doen nie. In die situasie nie. We raise him up. We lift his name. Totdat dit groter is as die situasie wat ons beleef. En dan verander ons perspektief van die situasie. Jog, al klink ek nie geestelik nie. Egpunt kry dit so maklik reg. Ons wonderlik, ons is 'n wonderlike leraar. Dis nie goed waarmee ek sukkel om die regte perspektief te kry. Ek dink net aan Dawid, klein mannetjie. Skaapmis tussen die tone. Goliat. Hoe lank was Goliat? Hy was so lank. Jesus, dis intimiderend hoor. Dawid het nie daai perspektief gehad nie. Dawid het gesê, hierdie ou so groot, ek kan hom nie mis nie. Prys die Here, hy is so groot. Persepsies. Ons persepsies, ons maak van molle bergreekse, persepsies. En party van ons probleme is so groot soos 'n bergreeks. Dit is so. Maar God bly nog steeds groter. En weet julle wat? Wanneer ons na hierdie goed kan kyk, vanuit die perspektief van God is met my. Wat sê Psalm 23? Hy sê, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Daar's 'n ander vers wat sê, ek ervaar nou ek moet ietsie so deel. Dis nie die vers wat ek soek en dat ek net gou hierso lees. Hy sê, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. Hy praat van teestanders in my en jou lewe. Dit beteken nie dat ek en jy nooit teestand sal hê nie. Teestand sal ons hê. Maar weet jy wat? Wanneer ons weet, God is met my, dan gee dit ons geloof om hierdie teestander wat my wil teestaan te kan oorkom. Want dit is hy wat hom oorkom. Die Here sê, wees stil en weet dat ek God is. Baie keer sê die Here net, wees stil. Baie keer sê die Here, ek en jy moet 'n woord spreek. Maar die belangrike ding in hierdie ding is, wanneer ons harte geherkalibreer is, om op God te fokus, wanneer ons in ons hart kan vasmaak, maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan hom bly dien. Maak nie saak of hy deurkom of hy nie deurkom nie, God bly goed vir my. Dit wek 'n geloof. En die oomblik wanneer daar 'n geloof gewek word in my en jou hart, God werk op geloof. En ek het vir julle 'n verrassing vanoggend. Hy sê ek werk op mosterdsaad geloof. Hy sê ek werk nie op frikadelgrootte geloof nie. Mosterdsaad geloof. As ek 'n frikadelgrootte geloof het, soos wat ek nou voel, eet ek hom. Dan bly daar niks oor van hom nie. Mosterdsaad geloof. Dis al wat God wil hê, is kry net jou hart weer op my en hê 'n mosterdsaad geloof. My gebed is dat ons sal aanhou getuig. My gebed is dat ons mekaar sal deel wat die Here in ons lewens doen. Hoe klein of hoe groot jy ook al dink dit is. Partykeer beteken hierdie klein getuienisie iets baie groot vir iemand. Dit wat jy partykeer dink, ag, dis sommer niks. Partykeer is dit iets amazings. En laat ons harte sal herkalibreer en sê, Here, my verwagting, my vertroue is op U. Ek het so 'n videoklip wat ek wil moet afsluit. Baie van julle het hom seker gesien. Kyk maar weer na hom. Mag julle 'n wonderlike, fantastiese week hê. Ek sien uit na die getuienisse volgende Sondag. When drought comes, the elephant does not panic. The rivers disappear. The ground cracks. The journey becomes harder with every step. Yet the elephant keeps moving. Why? Because it remembers where the water is. Even when it cannot see it. Even when the path is long. Even when every step feels exhausting. Faith works the same way.
There are seasons when your prayers seem unanswered, when your heart is heavy, when your eyes are filled with tears. But tears are not a sign that God has abandoned you. They're often the seeds of a coming harvest. Keep walking. Keep praying. Keep trusting. The same God who led you before will lead you again. And the tears you sowed in faith. When the tears you sowed in faith will become songs of joy. Psalm 126 verse 5. Those who sow in tears Shall reap with songs of joy. When the water disappears, the elephant remembers. When hope disappears, remember God.